Die Namibiese musikant Von Arends het vir 'n geruime tyd nou al ietwat groot geraak op Namibiese verhoë en ook natuurlik in sy kollig. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gesels ons met Von Arends wat in 'n mate 'n nuwe blaadjie oorgeslaan het met sy nuwe enkelsnit Dance of Destiny. Maar voor dit gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein en van nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Ons is nou weer terug. Met die golwe van ons Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Is klein Saterdag? Ek wou nou sê, dis amper naweek, maar klein Saterdag is my weet. Ek voel nou al snaaks as ek dit nie sê nie, want ek is soos verwag die mense dit nou van my, dat ek dit moet sê, want jy sou die klein Saterdag my sê, ons moet jou 'n TikTok plat maak. ja, hashtag klein Saterdag, hashtag Instagram, ek kan nie al die hashtags onthou nie. In elk geval, môre op ons extra klein Saterdag, kan ek maar sê, Ja. is daar 'n kolligblad, ouer gewoonte, lekker kuns en vermaak nes. Ja, ek het bietjie gesels met Anne Lagweiner ken, verskoon my as ek die middelnaam gebutcher het. Ek sukkel Nee, bietjie jy met het die hom Duits. perfek reg gekry. Maar ek het bietjie met haar gaan gesels. Sy het onlangs 'n nuwe uitstalling gedoen by the Project Room Belonging. En die uitstalling was vir my so aangrypend geweest dat ek besluit het ek moet bietjie meer uitvind oor waar sy vandaan kom. En sy het regtig 'n ongelooflike mooi storie oor hoe sy haarself gevind het en hoe sy hoop haar kuns ander mense inspireer om hulle self te vind. Ek wil nie te veel weggee nie, maar dit is in kolligmôre. En dan ons movie guy Barry de Klerk was bietjie by Comic-Con gewees. So hy het bietjie net oor sy ervaring daarso geskryf en dan net 'n paar flieks genoem waarvoor ons kan uitsien wat nou naby aan uitkom is. Dan natuurlik die kalender, ons het 'n klomp opwindende goed wat hierdie naweek gebeur. Onder andere Enjoy Life het hulle mother-daughter sip and paint. Ek en my ma gaan daar wees, ons is baie opgewonde. Hulle sê dink pastella as jy soontoe gaan en net 'n lekker glas wyn en gesels saam met jou ma. So dit is die naweek vir Moedersdag dan nou natuurlik. En dan het ons 'n nuwe boek wat, of nie 'n nuwe boek nie, dis eintlik 'n ouerige boek wat uitgekom het waarna ons kykers net kan gaan uitsien as hulle 'n nuwe Afrikaanse ietsie soek om te lees. Ja. En dan van kuns tot ander dinge. Die storie op almal se lippe, dit waaroor almal vandag, ek wil nie eers sê praat nie, ek dink nie ons praat vandag nie. Ons kerm en kla. En eintlik rou so bietjie. Ja, en rou dalk ook 'n bietjie oor die brandstofprys. Ja, dit is verskriklik. Ek meen, ek dink hulle het gesê petrol het met iets soos 'n rand of 'n dollar en 90 sent opgegaan en dan iets soos $4.60 vir diesel. Wat ja, vir ons wat hier in die noordelike industrieel werk, ons sal seker maar bietjie moet stap nou. Klappetoon, chop. Ja, dit is wat dit is, maar ek weet mense is ongelooflik ongelukkig daaroor en ek meen ons Albert het vir my net so 'n boodskapie gestuur, my kerel, en gesê ek stuur die bakkie terug hoe babes toe vanmiddag. Ek verstaan, stuur maar die bakkie terug, dis okay, ek gaan jou nie verkwalik nie. En ek dink 'n groot deel van die skok daar rondom is net mense kan nie verstaan waar die subsidie inkom nie, want daar word vir ons gesê maar ons subsidieer so groot gedeelte. Maar mense wat dieselkarre en dieselbakkies en so ry, betaal nou al R30 'n liter vir diesel. So dit is bietjie skokkend. Ja. En dit is genoeg om jou te laat sug en moedeloos voel. Ek moet ook hier sê, ek sê nie die petrolprys en veral die dieselprys is niks om oor te sug en hartseer te voel nie. En ek weet ook nie veel, ek weet in beginsel hoe werk die National Energy Recovery Fund, wat dan nou half die oorverhaling, onderverhaling, herverhalingsproses is in Namibië. Ek weet en verstaan hoe dit werk. Maar terselfdertyd moet ons ook verstaan, daar is baie groter
aanvraag vir diesel as wat daar is vir petrol. Gegeewe vragmotors wat lang afstande ry, wat dinge aflewer, goedere aflewer by winkels van die fabriek af vat, en dit is ook hoekom die petrolprys so belangrik is, want natuurlik daar word dan nou 'n dollar of 2 bygesit by jou pakkie chips, by jou 2 liter melk, by jou brood, by jou wat ook al, want dit moes tot by die winkel gekom het, en dit word ook in daai koste bereken. So daar is aansienlik hoër navraag vir diesel en aanvraag. Nie navraag is iets anders. Aanvraag vir diesel teenoor petrol. So, ek sê nie dit is nie regverdig as jy nou sug en ontsteld is en ontstig is oor die dieselprys nie. Dis heeltemal regverdig om so te voel daaroor, maar terselfdertyd gegee daai groter aanvraag, gaan jou diesel eenvoudig net duurder wees. Ja, nee, natuurlik. En ek dink ons is nog in 'n relatiewe bevoordeelde posisie in Namibië ook. Ek het nou met iemand gesels wat vir my gesê het Zambië se dieselpryse is al op R50 per liter. En Suid-Afrika is nou al vir 'n geruime tyd op R30 per liter. So ons is nog soort van in 'n bevoordeelde posisie. Maar dit ek sukkel om die lig aan die einde van hierdie tonnel te sien as jy hoor wat ek sê. Of aan die einde van die straat van Hormuz. Ja, en dit ook. En dit is wat jy sê. Ek meen, alles gaan nou duurder raak. Ons lewenskoste, en ons het nie goedkoop lewenskoste in Windhoek nie. Ek is jammer, ek sê dit platant, ek sê dit reguit. Windhoek, ek en jy het nou die dag die navorsing gaan doen. Ek dink hy lê 6de of 7de op die duurste stede in Afrika. Die ander stede is almal Suid-Afrikaanse stede. Suid-Afrika is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry man, ons is lief vir julle, ons is nie lief vir julle lewenskoste nie. Ja, maar so ons het nie 'n goedkoop lewenskoste hierso nie. En as jy nou weer dink aan die impak daarvan, ek meen alles wat ingevoer word, gaan nou, soos jy sê, 'n paar rand bykry, en dit maak dit moeilik om die lig aan die einde van die tonnel te sien. En ons as mense wat in die nuus werk, wil altyd positief bly en wil altyd daai positiewe spin op 'n storie sit, maar dit is regtig iets wat nou dit raak 'n massiewe probleem, en iewers gaan daar, ek weet nie presies waar nie, en ek is baie versigtig oor wat ek nou gaan sê, maar iewers gaan daar moet ingegryp word, want dit gaan onleefbaar raak vir die mense. En is weer eens daai situasie van alles raak duurder, maar ons bly dieselfde, en die hoër oppe wat daai keuses maak om die brand, wat dan veroorsaak dat ons in die situasie sit waar ons nou sit, neem nie dit in ag nie. Ja. So, ek probeer baie hard om my woorde te nee, ek hoor jou, ek sien jou, ek ervaar jou gevoelens met jou, maar ook, soos wat jy nou sê, Zambië, Suid-Afrika, wie se petrolprys aansienlik hoër as ons is, dis dalk waar ons verhalingsfonds inkom. Ja. Dit is dalk waar daai breekie is vir ons. Maar in elk geval, Anne-Marie de Tooy, met jou frustrasies oor die brandstofprys, ek gaan jou nou loslaat om gefrustreerd te wees. Buite die ateljee. Môre voel ek weer beter. Môre is Vrydag, môre gaan hulle nie sien nie, maar dalk volgende week as hulle weer inskakel op Kletskompas. Dan is ek weer baie positief. Dan bewys ons vir jou. Anne-Marie, dankie dat jy by ons was. Ons maak nou 'n draai by die weer. Tussen die brandstofprys en die bibberkoue wat Windhoekers bekruip, lyk dit asof daar net nie 'n sonskyn oomblik in sig is nie, maar dalk vir môre. Kom ons gaan kyk. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 24. Ook sonnig in die ooste op Gebabes met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Ook in die noorde 'n sonnige dag môre met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 30 op Rundu met 'n sonnige dag daar vir hulle. Gedeeltelik bewolk môre op Swakopmund met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Sonnig op Arnhamsvlei met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. En ook sonnig op Reebot met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Die musikant Von Arends het onlangs sy nuwe enkelsnit Dance of Destiny bekendgestel, en soos wat jy kan sien, die man homself langs my. Von, hoe gaan dit? Goed en self. Dit gaan fantasties. So Von, kom ons spring sommer direk in. Dance of Destiny, ek dink al jou, ek wil amper sê albums voel soos 'n era op sy eie. Taylor Swift, hier kom Von Arends, pas op. Mens noem dit ADHD. Ja. Ek kan net fokus op een genre
vir 'n ekstra hoeveelheid tyd. En dan as ek myself weer bevind, dan het ek gemaak met ook al genre, dit is wat ek nou hierdie keer gemaak. Ja, maar ek dink ook in 'n mate groei. Ek meen jy was in jou laat tienerjare toe jy begin het. Yes. Ek kan nou nie op die album kom nie. Dit was die eerste song wat ek release het ek actually agtergekom op Athena toe, was 9 jaar terug in Februarie, 2 Februarie 2017. En die songsnaam was In the Clear, dit was my eerste Ja, ek onthou daai een. Die heel eerste een, en wat beteken volgende jaar as ek al 'n dekade in musiek, wat crazy is. As ons nog series gemaak het, moes ek 'n best of album tegnies release het. Ek sal vir jou eene sny. Okay, well, ek kan dit nog steeds maak, dus dit nie meer gaan koop nie, en dit want waar gaan jy dit speel? By Nico's een aand van Best of USB. Dis wat ek gaan doen. Best of USB. Best of Von Arens. Flip over vir die naam, want ons het genoeg plek om te skryf nie. Maar in elk geval Von, nuwe enkelsnit wat gewoonlik in musiekterms beteken nuwe album, Yes. en in Von Arens terms beteken 'n nuwe era. Hoe voel jy oor die nuwe EP. Ek het agtergekom ek het saam met die collective consciousness, gaan ek sê, want ek weet nie wat die Afrikaanse woord is daarvoor nie. Het ek ook nou minder aandag om te gee aan dinge. So ek skryf natuurlik nou kom ek agter 4 of 5 songs in 'n genre en dan naturally convert ek na 'n nuwe genre toe. So daar's al klaar, die volgende single is klaar besig om gemaster te word. So dit is 'n sound, like hierdie is die sound vir die volgende jaar, dink ek. It's exciting. Dis my altyd net om 'n nuwe projek in die lewe in te bring, want dis goed wat in my hard drive bly vir soos weke of maande, partykeer jare, of my best of Von Arens USB. En so as dit finally ontsnap, is dit eerstens relieving eintlik, want partykeer is daar songs wat net gebanish is na die shadow realm toe, wat is my hard drive, en partykeer kom dit net nie uit nie. So wanneer dit uitkom, voel dit my altyd te spesiaal, want jy het al die ander songs, en ek skryf ongelooflik baie songs. Nie noodwendig goeie songs altyd nie, maar ek skryf baie van hulle. Jy probeer. Ek probeer goeie songs skryf, maar ons almal weet jy songs nie altyd goed. Nie elke song kan jou beste song wees nie, Von. En daarom bly dit in die hard drive. As dit nie goed genoeg is so as dit uitkom beteken dit is nogal spesiaal vir my. Ek het actually hierdie song geskryf 2 maande terug, wat vir my baie nuut is in songterme is, want ek release gewoonlik songs wat ek al 'n jaar voorheen of 6 maande voorheen of wat ook al. Hierdie is die laaste liedjie wat ek geskryf het hierdie jaar. En dis die eerste release, so dit was obviously vir my nogals 'n pertinente release vir my. Ja. En dan wil ek by jou hoor, ek het nog altyd gewonder oor kunstenaars wat ons nou gesê het wat afspring tussen verskillende genres. Yes. Hoe werk daai proses agter die skerms? Ek wil so graag net vir 'n week lank in 'n musikant se brein bly. Ek sou dit Net om te voorstel sien hoe nie. dit Maar so in my geval spring ek op 'n daglikse basis rond van musiek maak. En in 'n mate is dit 'n superpower en half ook iets wat jou audience alienate a little bit, want soos net omdat jy in hierdie rigting groei, beteken nie altyd die mense wat nou vir soos 10 jaar, as ek sou 10 jaar na jou luister in dieselfde rigting groei. Partykeer verloor die mense, partykeer tel nie mense op, en in my geval van 'n kreatiewe standpunt af is ek maak al my songs soos ek enige ander songs maak. Ek het kind of nou al 'n bietjie van 'n vloei in die laaste paar jaar opgebou van hoe ek musiek maak, en ek is bevoorreg genoeg om te kan meeste van die produksie wat na die liedjie gebeur self te doen. So ek is baie hands-on met my musiek. So hands-on in fact dat ek vir hierdie projek besluit het dat ek net die songs produce en ek nie dit meer meng nie. Want ek obses op die kleinste arbitrære is dis anglisisme nie. Ja, dis fyn. Dis aanvaarbaar. Okay, so ons sal dit afvaar. Klein detail op 'n song wat niemand gaan hoor behalwe ek nie. En dit baie keer laat my liedjies teruggaan hard drive toe, want ek dink mense gaan dit en dan so my vrou vir my sê
wat? Waarvan praat jy? Ek kan dit nie hoor. So ek moes nou my kind of my eie psyche ontleed het om te weet wat is die beste manier vir my om voort te beweeg as 'n musikant. Ek kan 10,000 van ander mense se songs meng en master. Maar met my eie liedjie weet ek I need someone else's touch so that I don't obsess over the small stuff. Don't sweat the small stuff, soos wat die mense sê. So hierdie keer al wat is daar nog iets groot verander. Ek het 'n ander producer wat nog nooit gebeur het nie. Okay. Wat actually instrumente is. Ek het al baie ander ingenieure gebruik. Maar ek het vir die eerste keer nou 'n ander producer wat saam met my werk. Sy naam is Byron Kino. Hy is oorspronklik van Suid-Afrika, vir baie lang tyd in Australië gebly, nou weer in Suid-Afrika. En dis 'n chommy wat ek way back when deur Dozy ontmoet het, wat hy vir Dozy 'n paar songs gemaak. En hy is net regtig 'n lekker ou en ek dink dis belangrik in musiek. Daar's genoeg ouens in ons industrie wat nie lekker ouens is nie. So as jy iemand kry wat van dieselfde cloth as jy geskeer is, dan is dit nogals lekker met hulle musiek maak. En vir hierdie song, ek het hierdie keer basies net gitaar, bass, drums. Dis wat ek hom gestuur het en 'n bietjie van 'n percussion track. En wat hy vir my teruggestuur het was nie enigiets wat half die song oorgeneem het nie, maar dit is definitief elemente wat ek nie meer die song kan hoor sonder nie. Wat vir my sê, you know, job well done. Ja, hy het waarde toegevoeg. Ek is altyd 'n bietjie nervous om met ander mense te werk want ek is as 'n musikant en as 'n artist soos meeste van ons is maar 'n people pleaser. So jy wil nie al vir 'n ou sê, luister, dankie, maar nee, dankie nie. Maar ek het genuinely dit so gevat, ek het niks uitgehaal wat hy ingesit het nie, want ek kan genuinely nie meer die song hoor sonder dit nie. En hy gaan nou vir die hele projek aan boord klim, wat ons cool is. En hy is die FFR, en hy is ook 'n baie cool musikant en hy produce elektroniese musiek en is altyd goed. So ek gaan ook 'n paar van sy songs spring hierdie jaar. So dis lekker. Ons is like a barter agreement maar met musiek, which is maak my hart baie vol. Ja. Ons kan dalk nie ons diesel tank vol maak, maar ons kan ons harte vol maak hierdie jaar, you know. Ten minste met die musiek wat vloei. Okay, Won, jy het ook nou kortliks genoem hierdie alienation Yes. van gehore dat jy tel sekere mense op, maar jy verloor ook ander mense. En jy het nou al geweldig in Suid-Afrika getoer, Zimbabwe besoek jy ook gereeld met jou musiek. En wat is daai weg vorentoe half met jou gehoor nou in hierdie nuwe Von Arends, die Dance of Destiny tydperk? Ek dink wat gebeur het in die laaste paar jaar is, ek dink die tipe mens wat luister na my musiek is die tipe mens wat luister na baie verskillende musiek. En ek dink as jy 'n aanhanger is van my, is jy ook 'n aanhanger van baie verskillende genres van musiek, want ek dink ipso facto, jy gaan dan nie noodwendig hou van wat ek doen nie, want ek doen amper elke jaar iets anders. Ek het al gewonder of ek nie miskien moet in zone op een genre nie, maar dit sal nie ek wees nie. Ek dink nie so nie. Ek sal eerder 'n kantprojek begin en net een genre maak vir daai ding, maar die Von Arends projek, soos wat ek het genoem, even though dit my naam is, maar ek skei half partykeer die artist en die mens. Ja, die kuns en die kunstenaar. Yes. Die Von Arends projek sal altyd kind of wees wat ook al dit is vir daai stadium. So ek dink die mense wat my monthly Spotify listeners of wat ook al jy wil noem, is almal mense wat as jy gaan kyk na die res van hulle speellys, is alles van rock tot Afropop tot whatever. So tot country, tot math rock, tot so ek dink die alienation gebeur meer vir die ouens wat opgespring het vir 'n projek en toe die volgende projek was dit nou ietsie anderste. Maar dit beteken nie noodwendig hulle abandon die idee daarvan nie. Ek dink net as jy geseënd genoeg is om nie super erg ADHD te hê nie, dink ek dit moet great wees om van een genre te hou en te weet waarvan jy hou en van die artists wat dit maak. So ek sê kwaad vir mense wat besluit om half dit te shelf nie. Ek verstaan dit heeltemal en in fact ek envy mense wat dit kan doen, want I cannot. Dit is 'n probleem. Ja. Okay, Won, jy het ook nou heel aan die begin genoem, jy is nou al 9 jaar aktief, amper 'n hele dekade. Crazy. Jy het voorheen aan die begin van jou loopbaan gepraat en veral musiek gemaak oor ander mense se verwagtinge van jou. Ja. En dit voel vir my die Won wat hier voor my sit is nie net musikaal nie, maar in die geheel 'n bietjie meer vry van daardie verwagtinge. Ja, ek is baie vry van die verwagtinge. Ek het ook
ek het ook nou sonder om te corny te klink oor die situation. Ek het onlangs is nou 5 jaar. Ek moet onthou ek is nie meer 16 nie. Toe ek my vrou ontmoet het my skryfstyl heeltemal verander ook. Want ek het voorheen nooit byvoorbeeld 'n liefdesliedjie geskryf of ek het altyd gedink daar's genoeg liefdesliedjies daar buite in die wêreld. Maar omdat baie van my liedjies gebaseer is in wat in my lewe aangaan en wat ek oor dink at that point. Ek is in 'n baie gesonde huwelik en soos hierdie liedjie is absoluut ek wat net myself half knyp partykeer en dink soos weet die lewe is nie so doom and gloom soos wat ek gedink het nie. En kyk daai swart hondjie kom kruip nog op my soos wat dit met almal doen. Maar more often than not voel ek in 'n baie goeie spasie op die oomblik. En ek het actually nie om te sinies te klink oor dit. Ek het nie gedink ek kan goeie musiek skryf as ek in 'n goeie plek is emosioneel nie. Ek het een van my pelle het gegrap eendag met my gesê, ja, hy wens hy kan eendag weer by my 'n break-up song kry, maar hy's baie happy dat ek happy is. Ek sê, ja, nee, dit is wat dit is. Ek voel daai era van my lewe is verby. Ek kan nou wat sê weer so ander dinge. Maar ek Die petrolprys. Die petrolprys of die dieselprys spesifiek is waaroor ek huil. Vir die wat nie weet nie, Won het so pas 'n dieselkar gekoop. Great timing. Soos ek dink 2-3 dae terug. Laas week. Laas week. Great timing. Sover het ek al gery na die service station toe. So huis toe. Ek was ook al weer na die service station toe. Eerst 'n bietjie gesit. Hier het ingeneem, Dit is nou nogal 'n bougie experience om petrolstasie toe te gaan. Ja. Want dit is nogal iets wat die elite nou doen. Ja. Ek het 'n bietjie gevoel hoe die ander kant lewe, Ja, die top 1%. Die top 1%, ja. En ek dink kyk as ek nog single was, dink ek sou my pick-up line gewees het dat ek 'n jerrycan diesel rondloop. So luister, die brag of ietsie maar. Hey, by die kroeg sê, hey, kan ek vir jou 'n bietjie petrol koop? Hey, kan ek jou 'n jerrycan gee? Sê ek 'n jerrycan? Ja, dit 'n lekker job. So nie meer iets om jou keel nat te maak, skiet om jou petrol tank nat te maak. Wil jy ry iewers? Ek sal jou kom op. Ek sal jou 'n lift gee. No charge. Okay. Maar waar net voordat ons gaan, wou ek jou ook vra, jy het nou genoem jou vrou wat jou skryfstyl so verander het en laas wat ons gesels het 'n paar jaar gelede was jy pas getroud. Yes. En jy het toe ook half genoem dat die musiek begin nou anders klink. Was daar 'n kopskuif vir jou om te gaan van die ou wat My Black Dog en Archetype en daai goed geskryf het na die Won wat liefdesliedjies vir sy vrou skryf? Die een Won was 'n kind en die ander Won is 'n ou wat kla oor die dieselprys wat nie dieselfde persoon met 'n dieselkar. Dis nie dieselfde mens. Ja. Nee. Selfde hart en selfde siel, maar ander gedagtes. En dis wat ek dink heiliglik my musiekloopbaan is. En ek het al groot geword met die mense wat na my luister ook. 'n dekade is 'n lang tyd. Dit is amper 'n dekade. Kom ons wens die tyd verby, soos my ouma altyd sê. En ek dink tot 'n mate het die mense wat na my geluister het back then, wat nou nog na my luister, saam met my groot geword. En ek dink dit help ook 'n bietjie. Dat ons almal saam groot word met die hele musiekding en ek hoop en ek weet ek kan vir 20, 30, 40 jaar nog musiek maak en saam met daai selfde mense wat my 10 jaar terug begin luister na wat ook al ek dan weet het meer en die petrolpryse R100 'n liter is of whatever. So Ja. ek sien nog ons uit vir die toekoms en vir die jaar van musiek wat voor lê. Okay. So of jy nou die afgelope 10 jaar of 9 jaar of 9 minute 'n Won Arends aanhanger is, jy kan sy nuwe enkelsnit Dance of Destiny op alle stromingsplatforms kry.